Hallelujah. Yan. Kaya sa inyo tumayo, mas pinag-usikan. Mahit ng fees na place. Mga jantos kanina na sa buwan. Ako na katawag si Christ ang alpha ng Diyos. Kanina na yung stress at katawag sa Diyos. Sana kanina. Ako dito at kanina kama. May sa na kalaw. Ano na sir? Ang kapres sa Diyos. Hallelujah. Nagsinam sa liyara. Ibigay sila mukhi. Maar ik voel nog dat ding. Het smaakt dan onze beginnings beginnen. Van die Heer het maar nog net gepraat. Prijs die naam van die Heer het de profetie. Maar hij gaat nou praten in zijn heilige woord. En die Bijbel zegt, alles zal voorbij gaan, profetie zal vergaan. Maar zijn woord zal voor eeuwig bijstaan. Soms kan iemand het woord van die Heer een lekker prins geven. Halleluja. Prijs de naam van die Heer. Prijs de naam van die Heer. Want Johannes 1 sê aan die begin was die woord en die woord was by God en die woord is God. Yeah. Daarom moet ek nou weer om die woord van die Here te prys. Glory for Jesus. Glory for Jesus. Hosanna, ek gaan die woord eers gee. Terwyl ek wegdans. En so begin ek kruip onder die koortjie wat ons sing, dit is die bloed. Gaan nie met die bloed van die lam, dit maak my vry. Dit praat die Here met my. As die Here met my praat, apostel, kerk van die Here, en die praat altyd deur middel van sy woord met my. En die dank gees van die Here wat vanmorgen so echt was. Glory. Wat hy die mondstukke van klei kon gespreek het. Door ons apostel Klaas en die man van die Here het ek na toe omgaan, dat hy vir my moet bid. Die vrou kan nie net vir jou iets sê, en hy bevestig wat die Here aan my geopenbare. So echt is die Here wat ek in u doen. Bless his holy name. Bless his holy name. Glory to Jesus. Met die heilige apostels, man en vrouwen van die Here na die eerste om te God, die Heilige Gees, die woorde is gevloed. Die vijfvoudige bediening, die kabinet van God, vrouwen van die Here, al die gaves in die woorde, al die gaves, as een grote in die beminde naam Jesus. Dank je apostel vir ene kerkraad dat my toelaat en vertrouw die woord van die Here vanmorgen. En enig te kan bedien, prijs die naam van die Here. Ek as apostel Alfonso Oliver, van die Joshua, sama sy klaar gevestig nou in Berdaso, die theater, allemaal keer moest nog apostel Michael Olivier. Amen. Ek bly by sy ouwers hebben tussen trein of tussen stasies, van wat is die goedse name, ek is daarvoor tussen die boere. Amen. Bless the Lord, ek is gevestig in prijs die Here. Maar ek is hier vanmorgen om die blije boodskap van die Here uit te dra, met die woord wat die Here my gee, onder die profesie. Want ons is al so gewoon, daar word geblaas voor ons. En vat ons die selfe profesie, en vat ons soos die eindstap, en los ons om nie. En ons minacht die man of die vrou, die die Here gebruik het, as die mondstuk van klei, om ons leven te profeteer, en tot ons harte te spreek, om genesing te bring, die woord van die profeet op die mondstuk, dat ons harte gespreek, dat ons kan gezond maak. Nou Jesaja was ook een profeet, en hy moes optree as profeet, as voor Israel, prys die naam van die Here. Maar die Here gebruik ons vanmorgen weer, om vir ons as in Jesaja 51, vers 1 as die woord van die Here my gee, nie om te bedien nie, maar om die profesie te bevestig, en om toe te maak, met die heilige woord, en met die bloed van Jesus Christus. Hy sê, luister na my, luister na my, julle, ek, wat die gerechtigheid najag, en wat die Here soek, en sal die rots,
Aanskou die rots. Aanskou die rots. Waar het hy gebabbels? En die honderd van die potten. Waar het hy gegraven is? Als ik hoor die profetische woorden van Jesaja, dan roep ik naar de kerk van God vanmorgen tot aandacht om te zeggen, luister! My Lord. Luister. Ik heb gezegd hoor, maar hoor, als je verrest blijkt, hulle wat aanlei en aflei. Maar as iemand luister, dan kom hy tot stilstaan. Dan God roep hom tot aandag om te luister. Want hy sê aan Deuteronomie 28 sê, as iemand vandag zorgvuldig naar die woord van die Here, jou God luister. Nie alle God doen. Die Here jou God luister. Die Heilige van Israel, sy seun van die Here, jou inhaal en verwysiep. Oh, Here. So good. En dan gaan my woord los, maar ek gaan by God se woord bly. My woord. Yes. Wat ek wil preek, moet ek nou los in die gees van die Here. Maar ek moet bly by God se woord, wat hy moet gee, om te sê, luister. 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 Diana. Hoor wat sê die Here? Ek hoor bevestige dinge, dis kan op pad na hom toe. Hoor wat sê die Here met die taan? Hy sê, as iemand luister, as iemand agter my wil aankom, sê die Here, moet hy homself verloon. Dan sy kruis optel. En dan agter my kom. Luister wat sê die Here, vergeet. Met jou eie gevoelens, vergeet van die gedagte wat by jou opkom, vergeet van hulle rondom, wat hulle sê, maar wat sê die gees van die Here, luister, vandag zorgvuldig, maar die God van die hemel en aarde, dat jou oor poort is mee, en doen, Yes. Praise the Here. en doen, Hallelujah. Asa Hallelujah. en Hebreërs 11, was my boodskap 1, geloof, 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 astaan, geloof, astaan, vaste vertrouwen. Mama, wat ons Ek dink jy moet verstaan. Asa Geloof astaan, vaste vertrouwen op die dinge wat ons hoop, op bewys van die dinge wat ons sien. Nou word gewoon keer van die Here. Ek is nog meer by nou. Noach, roep die Here met die jaren. Noach roep die Here. Omdat sy hart reg is. En voel voor je aangezicht van die Here. Omdat hy die Here soek. Met een onverdeelde hart. Sien die Here terwijl die sonne voet. Hoog op die aarde kom. Soos aan die dispensatie. En in die eer en nou hoort jou kom. En soos jy het sien. Sien die Here, ek het jou nacht gesien. Bouw vir my ark. Vat geloof sien. En begin dan bouw. Die Bijbel sê eindelijk, om terug by Noach kom. Sê die Bijbel het Noach gedoen. Hy het nie dit gedoen, maar die Here hom beveel om te doen. Hy het niks anders daar gehoor nie, maar hy het zorgvuldig geluister na die stem. Jesus. Wie is Noach, kind? Iemand sê, ek wil in die kerk moet kom, wie is Noach? Hy is vlees soos ek in die vlees is. Hy is been soos ek in die been is. Hy het bloed soos ek in die bloed het. Maar wie is hy? Het hy leeuw, een slange, die voels van die hemel, die kruipende dieren, die insekte, elke dier op die aarde, na sy stem, moet luister. Wie is hy? Hallelujah. Geloof bring ons op 'n plek wat ons vankel en nie luister
ongeloof. Maar as die woord wat sê, luister, ek is hier by jou God, wat jy nooit sal begewe, wat jy nooit sal verlaat. Hy sê, luister, herinner my aan my beloftes, en drink hier, en hou aan, dat ek sal aanhoor. Jesus. Noach, eenvoudige man, mens net soos ons, been van my been, vlees van my vlees. Hy kry nie opdrag, vat jou 3 seuns en jou vrou en beginne van my aardbouw. Hoor jy moet die Jana jy begin. Wat wil apostel vandaag sê? Wat in die hele kerk? Ons is kinders van die lig. Ons is ons wederdoopers. Ons is ons wedergeborenes. Amen. Ons is ons gewas in die bloed van die Lam. En die lig by ons om, het ons aan die lig deuragtig geval. En dit maak ons ligdraers van God. En omdat ons ligdraers van God is, as ons bouwers aan die koninkryk van die hemel, van ons verminder jou, en ons bou die koninkryk van God. Dis dit, luister, om die koninkryk te bou. Dit is dit, om medewerkers van Christus te word. Dit is dit, om te luister na die opdrag van die Here, en om die opdrag van die Here uit te voer. Ons wil hom uitdraag. Ons wil nie uitvoer. As ons hom uitdraag, as wanneer ons blaas, en ons bassyne, en ons praat, en draas hom uit, maar om hom uit te voer, as altyd 'n moeilike proses om te doen. En luister, maar jy doen nie. Hoor jy moet die Jana. As jy nie vanmorgen hoor jy nie. Die Here praat met sy kerk en final vanmorgen. Ons moet beginnen luister. Ons moet beginnen luister. Jy verstaan nie hoekom jou huishouding so krimpeer nie. Jy verstaan nie hoekom die omstandighede so jou omring en jou versmoor en besig is om jou dood te maak, as omdat jy nie luister. Omdat jy nie die opdrag van die Here uitvoer. En die kerk het jy hoog bekeer, maar in jou huis is jy die grootste sondaar. In jou huis voel jy soos 'n Mattheus. In jou werk gaan jy aan soos 'n Sy ons wat in 2 soorte geeste inkom. Wat sy kyk dat vader sê hier, maar ek het nou net gauw net my vrou, ek dink as jou die satai, ek het gauw my man gesê, jou die satai, my kinders is nie mekaar, hulle is nou nog kwaad by die huise, maar ek is gauw die man, ek vrou van die Here in sy tegenwoordigheid. Ja, jy kan het nie of verraad om iemand anders te oordraai. En ek sê vir jou, dit is tyd vir jy luister om my masker van jou gezicht af te haal. Ontbloot jouself en begin bekom jouself van lang genoeg. Bedien jy om iemand anders te jy nie om die praat in jou. Jy is nie. Als jy bediening gees, begin jy jouself te wees. Visioneer in jou geroepen. Begin staan aan die vryheid en die God het vrygemaak het, sodat jy nie weer maar die juk van dienstbaarheid kom. Begin staan, halleluja, aan die waarheid, want Jesus is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Luister! Daar is niemand wat met die Here God vergelyk kan word of gelyk aan hom kan gestel word, dat niemand kan verklaar dat hy enigis is met die God. Die heidene, die Egyptenaren, die Joodse volk, hulle het van afgoede gemaakt, hulle het uitgegeven met goud, verskillende rubies, diamante, edelstene, bullen om in gesit, hulle het omgedraag, na die een plek, na die ander plek, verskillende offers gebring, tot omgebid, hy het oorweg, maar hy kan nie luister.
het oë van diamante. Hy kan jou nie eens raak sien. Here, wees ons genadig. Maar hy kom hier na vandag. Ons in sy grootheid, in sy majesteit en in sy glorie. En hy daar vanmorgen neer in Bredasdorp, Biblis Vaderien Geloofszendingkerk van Suid-Afrika Bredasdorp. En hy kom lees sy besoek af met niks anders as sy liefde nie. Hy kom in sy liefde. En dat is die enigste ding wat hom kruis toegevat het. Dat is die enigste misdaad wat hulle hom gevind het in hom het. Dit was liefde. Daar is geen ander misdaad behalwe liefde wat hulle in Jesus kon gevind het. Die liefde het gemaakt dat hy na hy kruis moes vastgenau het. Liefde het gemaakt dat hy met hom die stad moes drijven. Ons is op pad na die heilige nachtgebouw tafel. En dit sê Paulus, as ek met julle kom, wat ek niks anders gebeur as Jesus die gekruisigd het. As jy beluister, sorgvuldig, en as jy aanskou, die rots, waar jy gekap is, ek hou nie van my getuienis nie. My getuienis het die krag nie, maar ek staan op Handelinge 1:8 wat sê, maar julle sal krag ontvang van die Heilige Gees met julle kom, en julle sal my getuienis Jesus. Julle sal my getuienis wees. Ek kan verkondig van Jesus se goedheid. Luister, ek kan praat van sy liefde. Ek kan praat van sy genade. Van die man wat hier staan, toe ek in Bredasdorp kom, toe ek net so 13 jaar terug, toe ek net so 'n paar jaar in tronk het, 'n man met, waarom sê ek het, 74 jaar tronkstraf, maar die staan ek, die genade van die Here, ek moes toch aan die gevangenis gewees het, ek moes toch aan die mondsakkie uitgebring in soort prisonne, correction en service, maar die staan ek, die liefde, die genade van God, om vir iemand te sê, luister, na my sê die Here jou God. Julle, ek van die gerechtigheid na jou, en wat die Here soek. Het skou die rots, het skou die rots, maar die Here nooit gekap het. Dit was nie makkelijk om 'n moordenaar, om 'n leier van 26 uit die steen van die rots uit te haal, van om my diamant uit te kom. Vraag my manne wat myne, vraag my manne wat myne wil. Dit is kosbloedstomme. As jammers, jou lewe is in gevaar om daar uit te kom by die engelie, maar hy kosbare steen om hom uit te gaan uit die rots uit. So moet Jesus afvaar geloop het, sy lewe op die spel gesit het, homself geoffer het, as die perfecte lam geslag, as die leeuw uit die stam van Juda, en as die narsige van Saul. En het is moeite geacht, of as die roep, om homself te offer, om hom te gehand te word. Kijk, hy word nog met liefde verkoop ook. Judas Iscariot kom, in die tyd van Gethsemane, hy kon met 'n ander manier verkoop, het ek maar klaar. Maar hy kom in 'n soenapostel. Met liefde. Met liefde. Wat wil ek vanmorgen sê, pas op vir hom. Pas op vir haar. Vat aan jou sy staan. Met klom liefde. Ek wat baie te sê, oor jou lewe, maar toch die rechtszeker is. Die een wat sy hand vandag saam in die bakskottel gaan druk, wat toch sy hakskind in jou gaan oplig. Wees waaksaam vanmorgen en luister na die Here, jou God, sorgvuldig vandag, sodat die seën van die Here jou kan voorbijschieten
and now and yes.